Jaco, waarom is daar juis nou weer hierdie regulasies oor toelating en kapasiteit? Ek dink mense is dalk 'n bietjie de mekaar. Ek meen die Bella-wet is tog al 'n paar maande gelede in Desember onderteken, so wat is nou anders? Ja, Daniella, is 'n baie goeie vraag want ons het al soveel van Bella gehoor. So in FETSAS praat ons nie eintlik meer van Bella nie. Ons Hmm. praat nou van die skolewet wat gewysig is. Nou een van hierdie Bella wysigings, ek gaan die term gebruik vir duidelikheid, is dat die minister magte kry om meer regulasies uit te vaardig as wat daar voorsiening gemaak is in die vorige weergawe van die skolewet. Nou 'n regulasie moet ons ook verstaan, wat is die onderskeid dan nou tussen riglyne wat die minister so 'n paar weke terug afgekondig het en regulasies. Nou 'n riglyn het geen regskrag nie. 'n Riglyn is baie keer 'n dokument om almal net op dieselfde bladsy te kry of 'n gemeenskaplike verstaan te kry van 'n begrip, maar regulasies is ondergeskikte wetgewing. So dis regtens afdwingbaar en wat belangrik is, 'n wet kan ons baie keer sien as die geraamte. Dis die bene van as ou nou in die wetgewing praat, maar 'n regulasie is nou soos die spiere of die vleis wat rondom hierdie bene kom. Dit verander nie die skolewet se bepalinge nie, maar dit gee vir ons bietjie meer inhoud en proses. En soos is nou die nuus want die minister het nou die eerste 2 stelle afgekondig van die konsep regulasie. Nou gaan 'n paar verskyn. So die nuus handel nou eintlik oor ons as burgers van die land wat nou geleentheid het om weer kommentaar te lewer op hierdie eerste 2 stelle regulasies. As jy vir ons net so in eenvoudige taal kan verduidelik, wat staan in hierdie regulasies? Was daar enige verrassings gewees? Wat is die terugvoer wat julle van skole en lede afkry hieroor? Ja, Daniella, die eerste 2 gaan oor regulasies oor skooltoelating en die tweede een dan nou oor die bepaling van kapasiteit. So kom ons begin met toelatings. Nou toelatings is altyd nasionaal gereguleer deur die nasionale toelatingsbeleid. Nou dit wat in die beleid staan is hoofsaaklik nou in regulasieformaat geplaas en daar's nou niks snaaks of vreemds vir ons daaraan nie. Baie van die bepalinge wat elk geval daar was is nou in die regulasieformaat vervat, as ook van die bepalinge van die wet net duidelik kan omskryf word, so rondom tydsraamwerke en proses. Hoe moet die goed gebeur? Wat is die goed wat die beheerliggaam in ag moet neem in die bepaling van die beheerliggaam se beleid en hoe moet 'n onderwyshoof nou daarop reageer? So dis die een kant. Maar die ander een waar ons eintlik baie meer opgewonde is regulasies oor die bepaling van kapasiteit. Nou dit gaan eenvoudig daaroor wanneer is 'n skool vol? Nou jy weet in die media is daar baie berig van hierdie spanning wat by die hek ontstaan as 'n bus daar stop en 'n amptenaar om te sê jy moet kinders hier skool inkom en die arme hoof sit nou hier in die middel en nou sien jy beleid van die beheerliggaam en 'n amptenaar het opdrag gee en nou kry ons 'n stel kriteria wat beide die beheerliggaam en die departement gaan toepas om dan 'n meting te doen hoeveel kinders kan in die skool inkom. Nou vir FETSAS lidskole is dit niks vreemd nie want deel van ons toelatingsbeleid is nog altyd die bepaling van kapasiteit. Hoeveel kinders kan in 'n klaskamer kom, wanneer is hoeveel badkamerfasiliteite is nodig en so meer klomp faktore wat in ag geneem moet word. So ons verwelkom dit. Ek dink nog die skole het genoeg kans gehad om self hierdie oefening te gaan nie. Ons gaan 'n webinar aanbied. Ons gaan net nou daaroor gesels, maar hierdie is eintlik 'n baie praktiese oefening. Om jou skool te gaan meet en te kyk die formule wat daar voorgestel word, gaan dit vir jou skool werk of nie? Maar ek is opgewonde want ek dink 'n groot deel van ons probleem by toelatings het eintlik niks met toelatings te doen of betaal te doen nie. Dit gaan oor plekke in skole. So ons verwelkom dit. En skole het ook ruimte om hulle eie stemme te laat hoor nie waar nie. Hoe werk dit? Wanneer is die spertyd vir daardie terugvoerproses? Ja, hierdie konsep dokument wat gepubliseer is, dis op FETSAS se webblad en op die nasionale departement se www.fetsas.org.za. In daardie dokument is daar dan nou 'n kapasiteitsformule. Daar's klomp faktore wat 'n skool in ag neem, maar daar's ook 'n formule wat gebruik word. So wat skole moet doen is om daai formule te vat en dit dan te gaan toepas op jou skool. Om te sê wat werk, wat is gebrekkig, wat is dalk daar wat nie kan werk nie of watse aspekte word dalk gemis in hierdie kapasiteitsbepaling. Nou ek dink hier veral aan skole met werkswinkels of baie ou skole wat se geboue op 'n bepaalde manier gebou is 100 jaar terug. Jy kan nie op staan en mure uitslaan nie. So wat is daai faktore waarna ons ook moet kyk? En dan het ons tyd tot die 5de September om dan ons insette te lewer. Nou ons gaan nou 'n webinar aanbied, die 20ste Augustus. Ek en jy gaan nou ietsie daaroor sê wat ons dan vir skole 'n bietjie leiding gaan gee hoe om insette te lewer soos wat ons met Bella proses gedoen het.
Maar hierdie is nou nie een van daai petisievormpies wat jy moet teken om te sê ons ondersteun dit of ons ondersteun dit nie. Dis 'n baie praktiese ding. So ons het die kans om 'n bietjie raad en advies vir die departement te gee en ons moet dit gebruik. Kom ons praat dan sommer oor die webinar. Wie moet dit bywoon? Watter inligting gaan daar gekommunikeer word? Ja, belangrik, jou skool se bestuurspan en die beheerliggaam moet daar wees. En ons gaan dieselfde formaat volg as wat ons tydens die Bella proses gevolg het, is om gou 'n oorsig te gee oor hierdie twee dokumente en om vir skole praktiese raad te gee hoe lewer ons kommentaar. Wat moet jy doen? So ons sal weer 'n template beskikbaar stel, maar ek en Johanay van der Merwe Mokke wat die hoof is van ons regsafdeling en die adjunkuitvoerende hoof gaan dan praktiese riglyne gee oor hoe om hierdie kommentaar dan in te stuur en seker te maak ons stemme word gehoor. So dit gaan 'n baie praktiese sessie wees. So ons het nog genoeg tyd om die oefening deur te gaan, so sluit by ons aan. Die inligting is op ons webblad beskikbaar of op sosiale media. Klik net daar, registreer asseblief dat ons seker is almal het 'n plekkie vir die dag en dan gaan ons baie prakties handel oor wat moet skole doen. Dankie Jaco. Ek sal ook daardie inligting oor die webinar saam met hierdie video plaas vir diegene wat belangstel. Baie dankie.